Corlia met Groter, en net vir ingeval jy vergeet het, 3 jaar terug het hulle, is daai liedjie geskryf vir Groot FM 90.5 se 10de verjaarsdag, wat hulle toe ook daar opgetree het. So dis vir my lekker om dit op ander radiostasies te hoor speel, en dan sit so half, wink wink, julle speel 'n Groot FM 90.5 liedjie. So, dis 16 minute oor 1 in die ateljee, saam met my het ek, amper sê ek Rwanda toe, en dis nie wie hy is nie. Rigan Brusou, hoe gaan dit met jou? Ja, Annelie. Nee, hoor hier, dankie dat jy 'n draai kom maak. Is nou die eerste keer wat ek en jy bietjie saam kuier. Dis die heel eerste keer wat ek op jou program is. So ek voel baie geëerd. Hoorie, ek is die een wat geëerd voel, en ons het 'n paar lekker dinge om oor te gesels, soos nuwe liedjies. Ons gaan natuurlik 'n bietjie boerdery moet praat, so tussen alles deur. Jy bly 'n boer, dit is mos nou maar hoe dinge werk, maar ek dink kom ons begin gehou met jou nuwe liedjie. Hy is op ons nuwe vrystellingslys op die Groot 20. Sy naam is Mililande, en ons praat so 'n bietjie oor waar die liedjie nou vandaan kom. Ek weet jy word baie van hierdie dinge oor en oor gevra, maar bear with me, okay? Nee, definitief. Kom ek sê vir jou, die idee vir die song, het van my pa afgekom. My pa het eendag net, jy weet, gesê, hoor, jy moet 'n bietjie 'n liedjie skryf wat gaan oor dans in die Mililande, of dans in die lande, was eintlik sy ding, of ons dans in die lande, iets soos dit. En dit het net by mekaar gekom, en ek het my pa se idee basies gevat, eenmiddag, ek kry sulke bevliegings, dan skryf ek liedjies. Okay. Veral oor 'n naweek, dan kry ek nou lekker tyd en idees en so aan. En toe vat ek daai konsep en ek vul dit met goeters van my verloofde basie. So die goeters wat jy daar hoor, sy kom eintlik van 'n plaas af, maar sy bly nou in die stad. So dit is so as jy mooi gaan luister na al daai goeters. Die konsep kom vir my pa af, maar dit word gevul altyd. As jy nou gaan 'n bietjie terugluister na al die liedjies wat ek nou al uitgebring het op my eie. Sy het een of ander deel altyd is daar in dit van haar. So, maar dis basies waar die liedjie vandaan kom. Voor dit het ek nog nooit gedans in 'n Mililand. Maar dis nou wat ek wou weet, want ek wil nou eers geweet het vir mense wat nou nie weet nie, waarmee boer jy? Ek boer met Meatmaster skape. Okay, so nie milies nie. Nee, maar my pa is 'n saaiboer. Het hy al gedans in die lande, is my Nee, ek dink ek weet nie. Miskien back in the day. Miskien back in the day. Ek so 'n bietjie gaan hoor. So, wat ek wou nou sê, dis nogal dit klink so romanties. Ons dans in die Mililande. My vraag is nou net, is dit so romanties, of is daar een van daai dinge wat in jou kop romanties klink, maar as jy dit gaan probeer, gaan jy net 'n klomp mielieblare in die gesig kry? Ja, dit is een van twee goed, hè. Wat mense, iemand sê volgende ook vir my, jy kan dit nie regtig doen nie. En so sê ek, ja wel. En die punt nommer 1, jy kan dit nie doen nie, want daar staan milies op daai land. Exactly, jy wil nie, 'n boer gaan glad nie happy wees as jy sy milies plat dans. Ja, en ek dink jy sal kan nie, ja. En dan, die ander as dit gestroop is, daar stoppels, maar ek dink die idee daarvan is maklik, en hoe ek dit ook sien, is presies wat ons mense kan gaan kyk na die musiekvideo. Is, jy weet, daar's dalk 'n oop stukkie tussen iewers ergens is daar 'n oop stukkie, en dan, so wat ons sê, jy ry maar deur die lande, nee, jy ry nie by die lande nie. So dit is hoe ek So dit gaan op baie servietiefpad wees tussen die twee lande. Ja, daar kan jy dans. Jy weet wat dit beteken. So ek kom van Groblersdal af. Okay. Boere, ek verstaan, en daar boer hulle met milies. Yes, so ek dink, jy weet, ergens waar daar milies is om jou, dit is hoe ek, dis 'n goeie plek om dit te maar mense kan kyk na die musiekvideo. Ja, julle het dit gedoen. Ja, ons het dit gedoen. Maar ons het so 'n bietjie gekroek. Op wie se plaas het julle dit gedoen? Dit was Barry Kutse, dis my buurman. Okay. Baie mooi milies, en hy het die plek waar ons gedans het, is waar sojas op gewees. En dis ook baie mooi gelyk. Ja. Daarso, maar so ja, Barry Kutse, ek wil net vir hom dankie sê. Dankie dat ons jou plaas ons kon sy milies leen vir daai shoot. Maar nou is my vraag, vir mense, kyk, daar's baie mense wat obviously weet alles van jou af, want hulle is groot fans, of hulle het jou gevolg op televisie, of hulle het wat ook al. Waar boer jy? Dis tussen Vredefort en Vloenskroon. Maar dis 'n entjie van hier af. Ja, dis nie so ver nie, maar dit is so bietjie oor die 2 ure. Dis nie so ver nie. Dis nie so ver as jy verlief is nie. Bly jou verloofde hierdie kant. Sy bly nou nog in Boksburg.
Jy sien. Maar sy kom dan nou Binnekort kom sy plaas toe. Ja. Want nou is die ding, as jy nou gaan tussen die mielielande dans en so as nie, ek het eintlik net gewonder wat se wêreld is dit waar jy boer. Ja, dit is maar gemeng, maar daar's baie saaiery om ons. Ja. Dit is want in Groblersdal spot ons sal sê dat niks aard daar nie, maar alles groei daar. Ja. So is dit maar dieselfde daar waar jy is. Ek nie soos Groblersdal nie. Daarso is dit groot lemoenwêreld daar van. Ja, alles. Citruswêreld, mielies, dit was altyd tabak, maar dis mos nou nie meer eintlik 'n ding so groot nie. Ek dink nie, dit is nie soos dit nie. Daarso is dit meer droë land nog, so daar's nie baie water en besproeiing en so aan nie. So jy's oorgelewer. Jy weet so veeboerdery is dalk slimmer in daai area. Behalwe jy het nog steeds water nodig. Ek wil nie sê ek weet nie of een van die twee is slimmer of dommer nie, maar ja, dis lekker. Hoorie, so die liedjie het jy nou klaar gesê, so ietsie van jou verloofde en as mens na die woorde gaan luister, gaan mense dit ook hoor. So daar is nogal 'n lekker groter storie agter dit. Ja, dis 'n sokkie liedjie, maar dit het ook liefde, drome, dit plaas in. Dit het eintlik alles wat 'n mens nodig het, daai eenvoudige oomblikke wat partykeer so verlore raak. En wat is dit van die platteland en die plaaslewe wat volgens jou so goed werk vir 'n liefdesverhaal? Dit is 'n baie goeie vraag. Ek weet nie. Dit is vir my baie moeilik om te antwoord want ja, ek weet nie wat my so aantrek daarvan nie. Kom ons begin by iets wat voor die hand liggend is dit is en dit nou nie iets regtig met liefde te doen nie, maar ek dink dit het definitief iets te doen met die gevoel wat jy het en hoekom ons daai gevoel het wanneer ons daar is daai plattelandse gasvryheid. Ja. Wat die mense het, nê, en hoe vriendelik die mense is daarso en hoe mense veral op 'n dorpie soos Vredefort, hoe die mense mekaar uithelp en by mekaar kom om amazing goeders te doen. So ek dink dit begin daar en dan een van die ander goeders wat ek al gesien het is dit is ongelooflik humbling om daar te wees. Goeders verander ongelooflik vinnig. As jy dink kyk hoe mooi vet is die skape, die volgende week vang 'n rooi kat hulle, jy weet ja. Daar gebeur sulke goeders en jy besef net daarso hoorie jy's regtig nie in beheer nie. Jy's nie regtig nie in beheer van wat hierso gaan gebeur nie. So ek dink daarso as jy begin, jy weet, elke oomblik waardeer, want jy weet nie wanneer jy weer daai oomblik gaan kry nie. Ek dink dit maak 'n goeie basis vir iets soos liefde, jy weet, in hierdie plek waar dit so, ek weet nie, waar dit so niks is seker nie. Nie eers dit nie, nie eers om liefde te kry nie, jy weet, jy moet dalk op 'n show gaan of sulke tipe ja, kyk hoe diep is jy, so, nee, en dit is wat ek dink daai dit maak 'n goeie fondasie vir wat ook al die storie gaan wees. Ja. Hoorie, as ons terugkom, gaan ons praat oor die musiekvideo, ons gaan praat oor die liedjie en ek het ook 'n speletjie wat ek met jou wil speel as dit reg is met jou. Yes, so bly ingeskakel hier op Groot FM 90.5 vir die session met Kiss Me. Ja, ek was aspres, ek het nog steeds nie die ganse nuwe liedjie vir jou gespeel nie. Ek weet hy het al Saterdag gespeel op die nuwe vrystellings, maar ek hou hom nog steeds so 'n bietjie op ysie by my. Hoor hier, ons gesels lekker oor in die mielies dans wat 'n interessante konsep is as jy weet hoe plase werk. En ek dink julle het die musiekvideo toe nou op jou buurman se plaas geskiet soos wat jy gesê het, maar dit was blikbaar vrek koud gewees. Hoorie, 2 grade, ek weet nie of dit voel nou nie 2 grade klink nie so erg nie, maar dit was ongelooflik koud. Het jy kortbou klere aangegaan? Nee, ons het dan wintersklere, maar nou ook nou nie, verstaan jy, gaan nou nie kouhuis uittrek daar. Ja, maar vir 'n vrou is koue is nooit ons skryf vinnig koud jong. So Ronay kon darm, jy weet, sy kon in 'n kombers sit. My ouers was ook daar. Ek moet net vir hulle nou, hulle luister 10. Natuurlik, ja. Net vir hulle sê dankie dat hulle die vleis gebraai het. Ek nou vir almal dankie gesê, maar hulle voel soos, jy weet, dis deel van, dis extensie van my. Ek was deel van die musiekvideo. So hulle het vir ons kom vleis braai en vure. So almal wat nie, ek moes maar die hele tyd was ons besig met iets en toe het hulle vir die mense vleis gebraai en hulle daar by die vuur gesit. So hulle kon in kombers, maar ek bedoel vir hulle ook. Dit was flippend koud geweest. Een van die koudste aande. So dit gebeur altyd so. Ja, en dis die enigste dag gelukkig. Ja, dit maar dit het mooi gelyk. Dit kan ek vir jou sê. Ek dink ook dit baie cool uitgekom. Die mense as jy nog nie gekyk het nie, gaan kyk 'n bietjie Mielielande se musiekvideo. My vraag is nou, né? Het julle vooraf geoefen aan julle danspassies? Nee. Of het julle gesê nee, kom ons hoop maar dit lyk romanties. Ek het hulle gesê as jy nou iets sien soos mense wat sokkie op Afrikaans is groot of so, en dit is professionele dansers.
So dit lyk nie altyd so cool, jy weet, as jy net gewoon, ek dink dit lyk so cool as mense net op die dansbaan dans nie ek nie, definitief. Okay. So het ons vir Donovan wat die musiekvideo gemaak gesê, hoorie, kry net instances. So as jy sien ons doen iets wat oomblikke. Ja. As jy iets sien ons doen iets cools en ons passies in, dit is soos ons het letterlik vir 'n minuut lank so gedraai. Soos daai, so ons het maar so 'n klein bietjie gefake, maar ons kan darm dans. Meeste van die goeders wat jy daar sien en draai. Ek sal so hoop jy's 'n boer. Ja, so ons kan bietjie, maar nie goed genoeg vir eintlik vir kamera nie. Maar met budget, jy weet, dan dan maak jy maar 'n plan. Dit nou nie 'n keuse nie. My ander ding is nou een van my gunsteling oomblikke in die video is waar sy nou haar tekkies uittrek en haar vellies aantrek. Dis 12, dis eintlik so 'n eenvoudige ding, maar dit vertel eintlik 'n hele storie. Was dit van die begin af deel van die idee of hoe dit gekom? Nee, dit het ek weet nie, dit het later gekom. Jy weet, ek skryf eers hoe ons die liedjie basies pitch is. Jy skryf 'n verse, pre-chorus en 'n chorus. En toe, ek kan nie onthou presies hoe dit daarby uitgekom, maar dit was vir my poëties in 'n manier dat, jy weet, dit is die ding van sy gaan plaas toe kom, en dit beteken jy gaan jou tekkies uittrek, jy gaan dit nou inruil vir vellies. Toe kry ons vellies by Bokkoms vellies, en actually nou dat jy dit noem, ons gaan 'n paar weggee. Daai wat sy gedra het in die video, so mense moet my Instagram gaan dophou, want ons gaan nog ergens in die week gaan ons 'n kompetisie begin, waar jy seker vellies kan wen, wat baie cool gaan wees, net vir die dames ongelukkig. Maar ja, dit is net vir my 'n cool beeld van haar wat basies plaas toe kom. Jy weet, dis so half 'n gooi jou tekkies weg, daai lewe is nou wat jou stadskoene weg is, nou hoe dit is. Yes. Hoorie, dit is jou verloofde, julle is besig om voor te berei om te trou, sy kom binnekort plaas toe. Hoe voel dit om 'n liedjie in 'n musiekvideo te hê wat eintlik so 'n klein stukkie van julle eie liefdesverhaal vasvat? Dis baie cool. Ek dink dis ander mense doen 'n verlovingsshoot, julle doen 'n verlovingsmusiekvideo. Ja, ons het nou nie 'n verlovingsshoot gehad. Daar was nie eens 'n kameraman gewees nie en my foon was pap, so. So ja, ek dink dit is van alles die ding wat dit die meeste spesiaal maak, is die feit dat ons dit kon saam doen, dat sy bietjie, want sy is altyd saam met my by die musiekgoeters, maar nooit ook deel daarvan nie. So dit is regtig baie spesiaal. Dit is awesome. Wat is vir jou die lekkerste deel van boer? Jo, die lekkerste deel van boer, as 'n skaapboer is wanneer daar nie skape doodgaan nie. Dis nogal belangrik. Ja, dis nogal rof om te sê ook, maar skaapboere sal weet. Nee, wanneer dit vat ook 'n rukkie om daarby uit te kom, maar wanneer die dinge net loop, jy weet, soos wat jy dit beplan het. Ja. Eintlik is daar so baie. So wat ek nou gesê het, ons het 'n paar weke terug 'n battle gehad. Ek sê vir 'n battle met 'n rooi kat wat baie lammers gevang het en so aan, om verby so iets te kom. Want op 'n stadium is jy in daai en jy voel dit gaan nooit ophou nie en jy gaan dit nie reg kry nie en so aan. So dis weer eens dit humble jou, maar jy gaan ook deur 'n paar goeters en dan kom jy daardeur en besef jy, sorry nee, ek's dankbaar vir hierdie. Ja. Dit, as dinge net gaan in 'n mate soos beplan, dit is baie lekker. Hoor hier, ons moet jou liedjie speel. Okay, ek gaan dis Rigan Brosou se nuwe liedjie Mielielande. Laat weet vir my wat dink jy, 0616104576. Net hierna gaan ek met hom 'n speletjie speel. Bly ingeskakel op Groot FM 90.5. Brosou se nuwe ene Mielielande op Groot FM 90.5. Iemand sê baie mooi sang, Rigan, mooi woorde. So dis 'n lekker kompliment. Iemand anders sê hoorie nou juk my voete. En ek dink dit is wat jy wil hê, né? Definitief. Mense moet 'n sokkie kan vang. Om vir 'n spin. Iemand anders wat sê so bly jy het liefde gevind. Ek is ook baie bly. Dankbaar. Baie dankbaar. Yes. Iemand anders het ook gesê love die song, iemand sê lekker song. So jy moet hom gaan aflaai. As jy wil, jy moet op die Groot 20 kom. Ons Groot 20 in Afrikaans werk soos volg. Ons werk nie op stemme of sulke tipe goed nie, ons voel dis nie fair nie. Ons werk op streams. Met ander woorde, op Spotify en Apple Music en al daai goeters, as jy dit 'n liedjie gaan luister en gaan aflaai, dan tel dit mos nou vir hoeveel streams daar is. Hier's 'n boodskap van Dani af. Hy sê baie mooi, Rigan, dis 'n awesome liedjie. So,
Lekker. Hoorie, ek dink ons moet nou eers gou advertensies toe gaan. Is bietjie vroeg, maar anders gaan ek ons in die middel moet breek en ek wil nie dit doen nie. En dan gaan ons daai speletjie speel, so bly ingeskakel op Groot FM 90.5 met Timbuktu op Groot FM 90.5. Hoorie, hier ons gaan nou kyk hoe goeie boer jy is. Okay. So so ek het 'n speletjie. Lise is my assistent. Sy gaan my help. Sy gaan jou blinddoek, so jy kan dit sommer gaan doen, Lise. Okay. En dan gaan ons goed voor jou neersit. Nou dit kan of 'n plaasding wees of nie 'n plaasding wees nie. Okay? En jy moet vir my laat weet, is dit 'n plaas of nie plaas nie en wat dink jy is dit? Ek moet plaas, nie plaas en wat dink ek is dit? Ja, maar jy mag nie cheat nie, né? So is jy seker kan jy sien? Ek sal as hy nie mooi is, ek sal toe. Ek gaan nie kroek nie. Gaan jy nie kroek nie. Okay. So Lise, ek gaan ook dan nou vir jou, jy kan sommer jou oorfone daar opsit, maar ons gaan dit vir jou moet kry. Iemand gaan dit nou vir my moet aangee daarso. En dan kan jy laat jy kan hoor, want jy weet ons moet so bietjie net van 'n tyd ook bysit, net om jou senuwees te maak. Okay. So Lise gaan dan nou, ek sit vir ons tyd op en sy gaan vir jou die eerste ding voor jou neersit. En dan gaan jy raai wat dit is. Okay, Lise, is jy reg? Hier gaan ons nou. Okay. So daar is nou 'n ding voor jou. Jy kan aan hom vat. Hierdie is definitief plaas en dis definitief soos 'n speelgoed trekkertjie. Wow, is jy seker jou oë is toe? Alles rarig toe. Ek kan dubbelwiel. Ja. Ek weet nie of ek kan net nie vir jou sê of dit 'n groene nie. Dis nie 'n groene nie. Dis nie 'n groene nie. Rooi. Okay, die tweede ene gaan ons voor jou neersit. Okay, dan kan jy aan hom vat, dan kan jy sê wat dink jy is dit? Hierdie is wel, dis nie plaas nie. Hierdie is soos 'n prinses kroon, né? Wow, okay. Nee, ons gaan dit definitief moet moeiliker maak. Okay. Okay, volgende ene. Hier gaan ons. Okay. Kom ons kyk of jy kan raai wat daai is. En is dit plaas of nie plaas nie? Wat? Daai is deel van die. Okay, ek voel horings hierso, dis 'n koei of 'n ietsie. Ja! Speelding. Wat? Hierdie is te maklik. Kan jy glo? Okay, laaste ene, vinnig. Okay, kyk, voel binne in die koppie. Dis 'n koppie. Voel binne in die koppie, wat dink jy is dit? Okay. Dis 'n tipe saad. Is dit 'n mieliepit? Is dit popcorn? Dit is mieliepitte. Dis hy. Well done it. Hoorie, jy het almal reg. Is ons klaar? Jy's klaar. Well done it. Ek kan nie glo jy het nou almal daar reg nie. Ek beloof jou, ek het regtig nie eens gekroek nie. Yes, ek het dit heeltemal te maklik gemaak. Duidelik. Gaan ek dit volgende keer vir jou moeiliker maak as jy kom, hoor. Maar okay, daar's my rente crowd. En die koei so, dit voel my vir my gepas. Hou jou koei daar. Ek weet nie of die koei moet horings hê nie, maar goed. Is dit 'n bil? Dis 'n bil daai. Dis nie 'n bil nie. Is dit nie 'n bil nie? Dis weird, want dit is dalk of dit is dalk nie. Dit is dalk of nie, maar ons wat besluit ons? Besluit ons dis 'n koei. Besluit ons dis 'n bil. Iets gaan moet af hier, maar dan kan ons besluit. Jy kan nie al twee hê nie. Kan nie al twee hê nie. Wat ek het nou vir julle sê, my professionele ding is. Jou professionele opinie. Dis nog al twee en dit ons kan dit verander. Ek het nie geweet mens kry al twee nie. Nee, ek ook nie. Jou professionele opinie is daar's iets fout met daai koei. Ja, ek weet nie wie. Daar's iets fout met daai bees. Ja, maar hiersoos een te veel. Ja, in elk geval. So kan 'n koei horings hê? Ja, hulle kan. Nie 'n bees nie, nie 'n bil nie. Jy kry poenskoppe wat nie horings het nie, wat jy spesifiek teel. Mense wil nie hê hulle moet altyd horings hê nie, maar ja, want hulle kan. Maar hulle kan definitief horings hê. My maggies, daar leer ek nou iets wie jy. Hoor hier, dis die plaas. Ons so 'n bietjie daai is die kantoor se groot plaas koei. Groot plaas word mos van hier af uitgesaai. So ons gaan net bietjie met hulle moet gaan praat. Iemand moet net gaan ondersoek. Stel wat gebeur met daai beeskoei bil ding wat ook al daai is. Hoor hier, sê gou vir my, wat is jou eie persoonlike, dit hoef nie jou liedjie te wees nie, of nee, dit mag nie jou liedjie wees nie. Gunsteling sokkie liedjie. My sonskyn van Etienne Stein. Oh wow, dit was vinnig. So ons het dit gecover toe ons in reën was, omdat dit my gunsteling sokkie liedjie is, maar dit was nog altyd en dit sal altyd bly. Daai song is ongelooflik lekker om op te dans. Awesome. Wie dans beter, jy of jou verloofde? Ronay definitief. Maar jy moet dit sê want sy luister sê. Nee, sy doen net ek dans nie. Ek ken nie die basics. So ja, nee, sy's beter definitief. Okay, as jy nou 'n groep mense in die Mielieland moes kry om op Mielielande te dans,
Wie sou jy graag daar wou hê? Wel, eerstens van alles al my vriende. Okay. Ek dink dit sou cool gewees het. My vriende en familie. Ek dink dit sal lekker wees. Dan maak ons dit sommer 'n braai en 'n kuier. Ja, Wat meeste van hulle was daar gewees. Ek wou net sê was hulle nie daar nie. Ja, dit sal cool wees. Dan is dit basically 'n troue. troue. En die mense van Vredefort, dit sal cool. Dit sal cool wees. Dis basically 'n troue dan. Ja. Jou vriende en familie is daar en julle dans. Wat al die mense van Vredefort, my vriende van my, ja, dit is wat dit gaan wees. Hoorie so, as jy vir iemand wat nou nog nooit 'n Mieliland besoek het, nie moes verduidelik hoekom hulle een keer net daar moet gaan staan of gaan stap, wat sou jy vir hulle sê? Yes. Dit hang af wat se tyd van die dag of jy daar staan. Ek dink as jy kan wag tot die sonsondergang, nê. Dit word so goue geel met die kleure daarvan is regtig ongelooflik. En dan hoor jy die hele tyd die geritsel so daar's en ek weet nie, daar's iets van ek praat nou van droë mielies natuurlik. Dis nice om groen mielies ook te sien, maar daai spesifieke een, dis die tyd van die jaar die boere gaan amper stroop. So daar's ongelooflik baie hoop. Veral as dit mooi lyk, dit staan hoog, so, maar ook net om daar te staan in die stilte en te hoor hoe die wind so deur daai droë blare is baie mooi. Dis iets wat jy net vir jouself iewers in jou lewe moet ervaar jy moet om dit te kan verstaan. Ja. Okay, so wat dink jy as mense nou die eerste keer Mielielande hoor, wat hoop jy voel hulle? Hulle wil dans. Hulle wil dans. Wel, ons het 'n paar WhatsApps gekry van mense wat gesê het hulle voete juk nou. Dis great. So jy het dit reg gekry. Wel dan, iemand anders sê ook hierso, wel, hierdie kan vir sokkie werk, dit kan vir braai werk en dit kan vir 'n troue werk. So daai het jy dit. Dis great. Ja, daai is sommer 'n 3-in-1 hierso. Ja, dit sal great wees. Okay, want so ek dink jy moet regtig hierdie musiekvideo gaan kyk. Dis regtig special. Gaan kyk dit op YouTube. Is Rigan Bressou se Mielielande. Dis iets om te sien. Dit is baie mooi. Ek is mal daaroor. Dit was baie koud toe ons het gedoen, maar ons het baie pret gehad. So ja, ek dink as mense iets gaan doen, gaan kyk daai video, dan gaan hulle die gevoel kry. So eintlik moet ons vir jou pa dankie sê vir die liedjie. Is dit wat jy vir my sê? Ja, definitief. Okay. So ons sê vir jou pa, dankie oom. Wat is sy naam? Hein. Dankie oom Hein, ons waardeer Mielielande. Yes. Dit was 'n goeie idee. Hy werk. 100. Hoorie so, as mense wil weet waar jy volgende gaan optree, wat se songs uitkom, as hulle sommer net jou lewe wil volg, waar kan hulle gaan kyk? Hulle kan my gaan soek op al die sosiale media platforms. Ek sê altyd vir mense spel dit RICHANN. Want dit is 'n moeilike Rigan is moeilik as jy nie weet hoe om dit te spel. Ja, as jy dit hoor dan dink jy dit gaan anders wees. So mense kan my gaan soek. Daar's nie baie van ons nie. Rigan, so as jy dit gaan intik, gaan jy teen by my profiel uitkom. Rigan Bressou en dan kan jy daar check. Ons sê altyd as daar ietsie opkom en daar kom 'n paar cool goed. As hulle 'n bietjie gaan dop, gaan hulle sien. Wel jy kan vellies wen. Ja, die vellies is een ding, daar kom so 'n cool collab wat mense net gaan kyk 'n bietjie terug. Ons het alles al weggegee. So okay, som wie mag ek weet? Dit gaan so 'n postday wees. Dit gaan cool wees. Ja, so dit is baie cool. Ons wag. Ek weet nie wanneer kom dit uit nie, maar ons is besig om daaraan te werk. Ek wonder of mag ek iets sê daaroor. Wel, jy het nou. Ja, dis op sosiale media. Nou moet julle maar kom kuier. Ja, ek weet nie wat dink mense wat maak ons sommer postday die hele tyd in die studio getrek. Ek dink mense het al uitgefigure, maar ek's baie opgewonde daaroor. Okay. Ja, dit gaan ek is mal oor postduif ook. So ek dink daai kan 'n lekker vibe wees. En die ons hou 'n stroperdans vir die mense van Vredefort, so hulle kan daarso gaan kyk, gaan check bietjie. As jy hoor jy maar regtig nou 'n plaaskeier so wat ons dit doen. Ja. Dis die groot tente en allerlei goeders en so wat ons mense dit sal doen, gaan kyk na 'n stroperdans, kom Vredefort toe dan kom hy sokkie onder die sterre saam met ons. Nou praai jy. Ek dink ons gaan 'n bietjie 'n plan moet maak om daar uit te kom. Stroperdans. Jy sien want ons is nie regtig meer dansplekke in die stad nie, né? Julle het actually 'n hele paar dansplekke, is dit nie? Nee, ons het so 'n paar gehad, maar hulle hier's net so 3 of so nou wat nog. Dis baie interessant. Wel, kom stroperdans toe, daar gaan ons dans onder die sterre. Ons gaan 'n dansbaan bou onder die sterre. En gaan daar 4 braaivleisvure wees. Daar gaan braaivleisvure wees. Jy gaan nie hoef te braai nie. Jy kan braaivleis vir jou kry en so nou, maar daar gaan braaivleisvure wees of net atmosfeertjies. En jy kan jou eie koelbox bring. Dis regtig, né? Soos wat ons sal kuier op die plaas. Dis presies, dit gaan daai gevoel wees. So julle van die stad af, kom check bietjie hoe doen die mense van Vredefort, Skroon en al daai omliggende areas dit. Love it. Hoorie, dankie dat jy kom kuier het. Dis lekker om jou in die ateljee te hê. Asseblief kom maak weer 'n draai, sê vir postduif. Julle moet kom hier omvlieg. Ek wil sê jy het gesê dis reg. Ek het gesê is reg. Julle is altyd welkom, maar dan
moet jy vir hulle sê hulle moet hulle instrumente bring en jy ook, né? Dan gaan ons bietjie live sing. Hoe klink dit? Ja, dan moet ons dis waar dit begin het. Julle hou 'n plaaspartytjie, ons sal 'n studio partytjie hou. Okay. Klink my goed. Is dit 'n deal? Sê. Goed. Hoorie, hier's Reën, dis Regan en Ray se vakansie op die platteland. Gaan laai sy liedjie af, Mililande, nou oral beskikbaar, gaan kyk ook daai music video op YouTube. Groot FM 90.5